Goeiemôre geliefdes, familie. Ek sien vriende hier, maar daar kom seker nog. Ag ja, wat 'n wonderlike dag om Here Vader se teenwoordigheid te kan wees, maar dit kom by my op, 'n ou moet actually elke dag Vader se teenwoordigheid wil wees. Nie net met 'n spesifieke dag nie. Kyk, kom ons praat gou van die olifant in die kamer en ek weet daar's baie mense wat hierna luister ook. Wat ook die deel wat alle mense deel. Maar ja, die 25 Desember, Jesus Christus is nie op die 25 Desember gebore nie. Niemand weet wanneer hy gebore is. Daai datum is nie vir ons opgeskryf. Ek weet in almal staan daar dat Vader het nie 'n behaag aan ons feesvieringe nie. Maar vriende, dit is in Amos, die Ou Testament. Het Jesus Christus nie gekom en alles kom versoen, het hy nie alles kom heel maak nie? Staan ons nog steeds onder daardie wat Vader haat? Of het Vader 'n probleem as ons sy seun se geboorte vier? Sy seun het gekom, dis 'n feit. Ons weet dit is nie die regte datum nie, ja. Maar mag ons nie sy geboorte vier nie? Ons vier dan ons eie geboortes. As ons verjaar 16 word, 21 word en so meer, wat se partytjies word hy gehou nie? Hoekom nie Jesus nie? Hoekom nie Jesus nie? Hoekom mag hy nie gevier word nie? Ek weet ja, ons moet nie 'n dag uitsonder vir dit nie. Want ons moet eintlik elke dag dit vier. Ons moet elke dag sy kruisiging vier. Ons moet elke dag sy opstanding vier. Want dit is waarvoor hy gekom het. Maar ja, kom ons kyk wat sê God vir ons van sy woord. Kom ons lees hieroor. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here ons God, Vader, baie dankie vir nog 'n jaar, nog 'n dag, wat ons weer eens u seun se geboorte kan vier. Vader, ja, ons weet, dit is nie die datum nie. Maar Vader, dankie dat ons vanoggend by mekaar kan kom. En dat hierdie dag net kan spesiaal maak vir Jesus, sy geboorte, wat hy vir ons gedoen het. Ja, Here, dit gaan nie oor geskenke, Kersvader, bome, versierings nie, maar absoluut oor u seun, ons verlosser, wat vir ons gebore is. Vader, ek wil u vra, laat ons die wêreld nou daar buite hou, Here, en laat u Gees deur ons spreek, en met ons spreek, en dat ons sal hoor, wat u vir ons wil sê, en dat ons elke een anderste hier uitstap, as wat ons hier ingestap het. Ek loof, en ek prys, en ek dank u daarvoor. In die grootste naam wat ek ken, is Yeshua Messia. Amen. Vriende, ek hoor van 'n straaltjie van 'n man, wat by 'n hospitaal sit. Nou, waarvoor die man gewag by die hospitaal, sê hulle nie reg nie, maar die man sit daar dag vir dag, week vir week. Die mense kom nader by hom en hulle vra van hoe is dit? Sê, waarvoor sit jy? Elke dag op dieselfde stoel. Die tyd is presies dieselfde, wat hy daar aanval en hy sit. Hy sê nee, want hy het gehoor, vandag gaan beter wees as gister. Vandag gaan anders wees. Sien, hy het in daai verwagting gesit. Met daardie verwagting dat iets is vir hom gesê. Hy moet net wag. Hy moet net wag. Is dit nie wat ons in die geskrifte ook lees, van daar sal vir ons 'n verlosser gebore word nie? Dat dit Jesaja nog op pertinent daarop, wat hy die voorspelling gedoen het al reeds van die Messias wat kom. Wat hy al reeds gesê het, hy gaan kom. En hoe lank het hulle nog gewag voor die Messias gekom het? Hoe lank het hulle nog gedwaal voordat hy gekom het? Sien, hulle het ook almal 'n plek gehad waar hulle gewag het. Gewag het vir daai woord om vervul te word. Ek lees vir ons Matteus 1 vanaf vers 20. Dit is natuurlik nou Josef met die engel aan hom verskyn het, maar terwyl hy in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want hy in haar gewek het, is die Heilige Gees, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profete gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Is dit nie wonderlik nie, vriende, familie, geliefdes? Ek weet, as 'n ou daaraan dink, Jesus Christus
Seun van God. Hy het sy hemelse kroon een kant afgehaal, een kant neergesit. En hy het absoluut vir Vader gesê, ek sal gaan om daai sondaars te gaan red. Ek sal gaan om dit te gaan doen. Ek meen as 'n ou so moet dink, net so 'n bietjie in jou gees dink, wat so opoffering het Jesus gemaak? Sy Vader het alles gemaak. Die hele wêreld geskep. Al die planete. Alles. Hy is die koning se kind. Hy en Vader het ons vir Jesus gemaak. So hy is 'n beheer. Dis alles is syne. Alles is syne. Wow, lekker. Né? Lekker. Jesus te wees. Maar wat het hy gedoen? Hy liefdevolle Vader van ons het besluit. Sonde is 'n bietjie baie op aarde, jong. Wat gaan ons maak? Vader, ek sal my lewe vir hulle gaan gee. Daai almagtige een, mens geword. En weet julle wat hartseer eintlik, vriende? Kyk, dis iets goed wat gebeur het, dat Jesus het mens geword. Hy is gebore. Maar as 'n ou nou vat, ek meen, vat ons as gewone mense, as jy geboorte gaan gee aan jou kind. Ek meen, jy gaan die beste hospitaal soek, die beste dokter soek. Jy gaan jou huis die beste reg voorberei, die beste kok kry, die beste pram kry, die beste draer, ons weet hoe gaan ons mense aan. Dis wat ons moet doen. En waar is die koning van alle konings gebore? Wat het hy opgeoffer om hulle stal te loop lê? Sy heel eerste keer wat hy asemhaal soos 'n mens, lê in 'n krib. In 'n krib wat hy alles prys gegee het vir ons as mens. Sien, vriende, die woord het waarlik mens geword. Die woord het tussen ons kom woon. God het self gekom. God het self gekom, hy het nie iemand anders gestuur nie. Hy het nie vir engel gesê gaan doen dit nie. Nee, hy het vir Jesus gesê gaan doen dit. En ons weet almal wat Jesus gesê het, hy lê sy lewe vrywillig lê sy lewe af. So hy het ook gesê gehad of hy gaan of nie. En hy het gekom. Wat se liefde word daar nie geopenbaar nie. Ek dink dit is die grootste gebeurtenis in hierdie wêreld se geskiedenis. Een van hulle is Jesus se geboorte. Ons lees in Johannes 1 vers 14. Die woord het vlees geword en onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. Sy heerlikheid aanskou. Lammes loop, dowes hoor, blindes sien, stommes praat, dooies word opgewek. Ek dink Jesus het een keer sy meer verloor terwyl hy op aarde was, want dit is toe hulle moes sy vader se huis 'n mol gaan maak het. Absoluut chaos. Dis al wanneer Jesus kwaad geword het. Ek nou wonder ek by myself kort dingetjies. Onthou Jesus het mos 'n sweep gevleg. Ek wonder toe hy sweep so ons gesigte gevleg het wat daar mense mos uit die skare en mekaar kan jaag het. Jy lees nie dat iemand raak geslaan het. Maar ek dink as hy vir jou raak geslaan het. Dink jy dat dit so seer gewees het? Dink jy so gemik het vir iemand, of dink jy gesê, "Sjoe, ek wil hulle nie almal nou raak slaan nie, koets net as ek kom." Want ons weet ons Jesus is liefde. Iets om te dink nie. Ons almagtige Here Jesus. Sien, vriende, ons Here Jesus het gekom in nederigheid. Die engele het vir die skaapherders gaan sê, hoorie, gaan kyk, daar's 'n kind vir julle, 'n verlosser is gebore. Nou gaan ek weer terug sê maar, die koning van Engeland of prins van Engeland, sy kind word gebore, of 'n bekende akteur. Hulle steek hy kind so weg vir die fotograwe. Goed, hulle hou dit uit die publiek se oë, maar hy kind lê nie in 'n krib. Waar lê hy? Koninklike paleis. En dis 'n mens. Dis 'n mens. En ons Here Jesus in 'n krib. In 'n krib. Maar sien, ek dink amper daai is vir ons iets om oor na te dink. Hoekom is Jesus in 'n krib gesit? Hoekom het skaapwagters eers gehoor?
Omdat skaapwagters daai tyd was maar, kan ons maar sê, die armste, die ongeleerdes. Hoekom hulle? Hoekom is hulle eers te vertel? Want God het so al kom bewys, dat hy het gekom. Nie vir daai almagtiges nie, ek weet die koning wou hom dan doodmaak. Hy het gekom vir nederiges, vir armes. Mense wat regtig verlossing nodig gehad het. Hy het vir hulle kom hoop gegee. Dis hoekom het eers dan hulle verkondig is. Jesus het in nederigheid in 'n krib gebore word, om vir jou te sê, dis so raai as jy arm is op aarde. Dis funny, maar glo my, hou my vas. Hy is mos die lewe die weg waarheid. Nie wat jy het nie, wat sy besittings jy het nie. En ons weet ons, jy gaan nie met 'n venter trailertjie om op toe nie. Jy gaan met wat jy gekom het. En dis met niks. Wat jy plek vir dit nie. Hy het gewys sy liefde. Sy nederigheid. Wanneer laas het een van ons in liefde of in nederigheid by iemand wat sy pad stil gehou en vir hom gesê, jy veel broodjie of net iets uit liefde gegee. Of ry hier ook soos ek ook soms net nie vir my kyk, want hulle vra iets. Maar ons weet ons vriende waar en hoe ons kan help. Maar die Here Jesus, hy het nooit iemand weggewys nie. Ek meen, ons weet almal van die blinde wat so geroep het, seun van Dawid, ontferm u oor my. Ons weet almal daarvan, want die skare hom probeer stil maak het ons. Toe sê Jesus, nie kom, laat na my toe kom. Jesus hoor ons. Liefde, nederigheid. Hy het ons gekom om die te kom red wat verlore is. Nie die wat maak of vir alles weet nie. Filippense 2:6 sê vir ons, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en die mense gelyk geword. Daai hemelse Jesus, gelyk aan 'n mens. Ek meen, dink daaraan, as Jesus het sy disippels se voete gewas. Dink hoe skoon moes hy voete gewees het na die tyd. Wat sal jy gee dat Here Jesus jou voete was? Of sal jy eerder syne wil was? Wat gaan jy maak as jy vir Jesus sien? Gaan jy met hom praat, soos wat ons met mekaar praat, soos vriende met mekaar praat? Of gaan jy hom bid? In nederigheid. Sien vriende, Jesus moes aarde toe kom, sodat die duisternis gebreek kon word, sodat daardie lig kon deurskyn. Die lig wat Vader vir ons bestem het, van die skepping af, vir ons gegee het, om sy lig te wandel, saam met hom te wandel, by hom te wees. Ons weet, almal die vyand gekom het om roof en te kom steel, maar God met sy magtigheid, het hom weer eens oor aangesit, deur om Jesus Christus vir ons aarde toe te stuur. Sien vriende, Jesus se geboorte het alles verander. Alles. Dit het verander van waartoe ons gaan. Dit het verander hoe God na ons kyk. Want God het nie na ons gekyk nie. Want hy kyk nie na sonde nie, hy haat sonde. Maar Jesus se bloed het ons skoon was. Dit is nie soos daardie tyd met die Israeliete wat 'n sondeoffer gebring het nie, en dan net vinnig die sondes bedek het nie. Nee, Jesus se bloed het ons sondes weggevee. Is nie meer bedek nie. Hy het vir ons 'n deur gemaak na God toe. Ons kan reg na Vader toe gaan. Ons weet almal voor Jesus se tyd, moes jy na jou priester toe gegaan, jou priester moes vir jou offer gevat het na God toe. Want net hulle die hoofpriester mag aan God se teenwoordigheid gekom het. Hoe amazing is dit nie nou nie? Ons kan reg na Vader toe gaan. Hy het vir ons die deur oopgemaak. Hy is die weg en die waarheid. Daar is nie 'n ander naam wat jy by God mee kan uitkom. Jesus het vir ons kom lig gee in hierdie donker wêreld. Is dit nie amazing nie? Johannes 1:5 sê vir ons, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Ons almal weet hoe die vyand ons vir Jesus gaan aanval het, nadat hy 40 dae gevas het,
om sy lig te verdof, om hom donker te maak soos hy. Dankie, Jesus, dat U nie daarvoor geval het. Dankie dat U sterker is as hy. Hy het gekom om ons te verlos. Daardie wagtydperk is verby. Immanuel, God met ons, is gebore. Daar is vir ons hoop. Daar is vir ons 'n beter toekoms. Vriende, soms voel dit of God ver is. Soms voel dit of God nie hier is nie, maar weet jy, as dit so voel, en as hy vyand wat jou wil vertel, hoor hierso, God luister weer, God is ver. Sit jou gedagtes net op 'n ander plek. Onthou, die vyand hou daarvan om jou gedagtes aan te val. Dit is sy eerste punt, is jou gedagtes. Want weet jy kan hy gedagte net so vat en sê, Jesus, dit behoort aan U. Sit jou gedagtes daar waar Jesus besig is, met sy belofte, waar hy vir ons plek voorberei. Sit jou gedagtes daar. Imagine wat sy spieël in jou kamer. Imagine hoe gaan jou bed lyk. Verbeel hoe gaan 'n feesmaal lyk wat Vader voorberei. Vader. Hou jou gedagtes daar. Nie by die leuns van die vyand nie. Ek sê ons altyd die vyand het nie eers 'n boek of 'n tydjie of enigiets geskryf nie. Maar o genade kan ons mense val vir sy leuns. Hom glo. In plaas van die ene wat vir ons 'n liefdesbrief van 66 hoofstukke het. Met vol beloftes. Waarskuwings, lyding, beskerming. Daar staan 365 keer in die woord van God in sy liefdesbrief. Moenie bang wees nie. Een keer vir elke dag in die jaar. Maar hoekom loop jy nog steeds met vrees? As God dan sê moenie bang wees. Hoekom jy luister vir hom nie? Sien, Jesus het dit klaar kom doen. Hy het dit klaar kom oorwin. Hy het dit volbring. Matteus 1:23 sê vir ons, en hulle sal hom noem Immanuel. En ons weet dit beteken God met ons. Vriende, daar waar jy nou ook al is, daar waar jy sit, waar jy werk, onthou net een ding. God is nader aan ons as hy kleer aan jou lyf. Onthou, God se Heilige Gees is in jou. Hoe naby is dit? Hoe naby is in jou? Dis mos nader in jou as hierdie hemp in jou lyf. Dis mos nader. Jesus het mens geword. Hy het mens geword, hy het gesterf, hy het opgevaar en hy het die Heilige Gees, God se Heilige Gees, die Heilige Gees wat hom uit die dood het opgewek het, gestuur om ons te kom herinner aan die waarheid, ons te vertel van die waarheid, ons te lei in die lig. Weereens, dit is hoekom Jesus aarde toe gekom het. As hy nie gekom het, nie al wat gebeur het. As hy nie gekom het nie, het hy vir ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde voorberei. As hy nie gekom het nie, as ons nog vasgevang in ons sondes. As hy nie gekom het nie, dink jy die Vader sal reeds dan 'n plan gemaak het om die wêreld te verwoes nie? As hy nie gekom het nie, waar sal ons dan gewees het? En wat se duisternis sal ons rondgedwaal het? Waar sal ons lig gekry het? Waar sal ons hoop gekry het? Waar sal ons vrede gekry het? Waar sal ons vrede gekry het? Waar sal ons selfbeheersing gekry het? Waar sal ons liefde gekry het? As Jesus nie gekom het nie. Sien vriende, Jesus het nie net gekom vir die rykes en die goeies en die wat almal gelowig is. Nee, het gekom vir my, vir jou. Ons almal was op 'n dwaalspoor. Ek was op 'n dwaalspoor. Maar Jesus Christus met sy groot genade het vir my kom sê, I want you. 2 keer in 'n Engelse kerk. Hoe kan hy met 'n sondag soos ek praat? As hy nie aarde toe gekom het. As hy nie gebore is nie. Nou vriende, weet jy, daar is so baie asse wat 'n ou daarvoor kan hou. Maar gelukkig het hy gekom. Jesus Christus het waarlik mens geword. Jesus Christus is waarlik die weg, die waarheid, die liefde. Maar weet julle vriende, ons weet almal, Jesus is 'n gentleman. Jy moet hom kies. Hy het jou reeds gekies. Hy het jou aan die kruis gekies. Hy het jou reeds gekies.
Jy moet hom kies. Hy gaan nie jou hart oop skop nie. Hy wag dat jy hom oopmaak. Hy onthou jou deur se handvatsel sit in hart se handvatsel sit in die binnekant. Hy moet klop, jy moet oopmaak. As nie handvatsel in die buitekant nie. Jy moet hom oopmaak. Aanvaar sy uitnodiging. Aanvaar dit, want ek meen, hy het alles vir ons reeds gegee. Hy het alles reeds in plek gesit. Dit is net vir ons om dit te aanvaar en te glo. Vriende, Johannes 1:12 sê vir ons, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te wees. Wow! Ons is almal kinders van God, maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie. Ons almal is kinders van God. Ons almal staan gelyk onder God. Maak nie saak wat jy voor jou naam kan skryf, meneer, dokter, professor, prokureur, maak nie saak nie. In Jesus se oë is ons almal dieselfde. Kind van God. Gered, gebless deur Jesus se liefde en sy bloed. Vriende, ek gaan afsluit met Christus woon in ons. Aanvaar jy dit of los jy dit? Hoop leef voort. Hoop jy saam of is jy hopeloos? Wat kies jy? Gaan jy 'n ligdraer wees of gaan jy agter die lig bly aanloop? En dan hoe verder jy loop, donker word daai lig. Of gaan jy nader word en self ook van daai lig wees? Onthou soos Moses, toe hy op die berg was saam met God, toe hy afgekom het, toe groei hy nog steeds helder van God se teenwoordigheid. Jy sien hoe nader jy aan Jesus woon en leef, daai goed, daai lig, dit gaan ons op jou kom plak. Dit vat soos jy gaan swem. Die son brand jou. Na 'n dag of 2 is jy of rooi of bruin, want jy was te veel in die lig, is te veel in die son. Selfs soos Jesus. Leef in sy lig, jy moet 'n ligdraer wees. Jou lig sal nie verdoof nie. Vriende, die storie hou nie hier op nie. Die storie gaan aan. Die storie gaan eendag ophou. Wanneer ons almal in die heerlikheid van God die Vader in die nuwe Jerusalem is. Dis, maar dan hou die storie ook nog steeds op nie. En dan gaan ons vir ewig tot ewigheid in sy teenwoordigheid wees. Vir ewig. Weet jy hoe lank is die ewigheid? My vrou het my so regtig terug 'n storie vertel van die ewigheid, maar ek gaan dit eers probeer oorvertel nie. Dit is van 'n voeltjie wat 'n klip kap ergens op die hoogste berg het. Ek sal wel weer vra en dan sal ek 'n volgende keer met julle deel. Ja, want dan sê praat baie vinnig. Maar vriende, Kolossense 1:27 sê: Christus in julle, die hoop van die heerlikheid. So met dit gesê is. Ons sê dit al gesê, Jesus is die weg en die waarheid. Jesus is gebore vir sondaars. Hy het sy hemelse woning prysgegee. Vir my, vir jou. Al wat hy vra, aanvaar my. Het hy al ooit kwaad aan jou gedoen? Het hy jou ooit seer gemaak? Het hy jou ooit verwerp? Het hy al sleg gepraat van jou? Het hy jou verneek? Het hy jou gedreig? Ja. Wat het hy kom doen? Kom na my toe, almal wat honger en dors is. Is dit nie? Ek sal vir julle lewe gee. Hy is die water, die ewige water. Kom na my toe. Hy is die goeie herder wat sy skape oppas. Hy is bekommerd oor een skaap wat wegraak uit 100 uit. Dit is Jesus. Hy het jou nog nooit verraai nie, nog nooit verneek nie. Hy is gebore, sodat ons kan lewe. Lewe in hom, die weg, die waarheid. Jesus Christus. Met hiervan weet ons almal ons, Jesus het in die aand, voordat hulle hom verraai en gekruisig het hy gesê,
tot my nagedagtenis. En ek dink aan tot my nagedagtenis is tot ek hy weer kom. Kan 'n ou ook maar sê dit is tot sy nagedagtenis. Ons moet regtig nadink aan wat hy vir ons gedoen het, wat hy vir ons beloof het en dat hy weer kom om ons te kom haal. Ons lees nie Johannes 6 vers 53 en Jesus sê vir hulle: "Voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en die bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek oor die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe." Sien vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Ons lees in 1 Korintiërs 11 vers 27, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet, en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink oor 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is, tot volle versoening vir al ons sondes. Ons lees 1 Korintiërs 11 vers 24 en nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê: "Neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis." Die beker van danksegging. In die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus, neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 35 sê vir ons: "Net so ook die beker na die ete met hierdie woorde: Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis." Wie se dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Vriende, daar is geen God soos ons God wat magtiger, liefdevoller en getrouer is as wat ons ooit kan begryp. Ons sluit. O allerheiligste en magtigste koning van alle konings, Jahwe, Here ons God, Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons nou gehad het om net weer eens te hoor van u grote liefde. Ja, Here, ons sal dit met ons mense verstand nooit kan beskryf nie. Maar Vader, ons wil u dank. Ons wil u dankie sê dat u seun gestuur het. Dankie, Here Jesus, dat u ingestem het. Dankie dat u vrywillig gebore geword het. Dat u mens kon word het. Dat u saam met mens gewandel het. Dankie, Here Jesus, dat u ons elkeen sy swakpunte ken, sy goeie punte ken. Dankie dat u altyd bereid is om te help. Here, ons maak ons harte oop. Kom in, Jesus, kom in. Kom woon, kom vat die ereplek oor. Vat dit en heers oor ons elkeen. Dankie vir die opoffering wat u gedoen het. Here Jesus, gaan nou so saam met ons op hierdie dag. Behoed en bewaar ons elkeen. En o Here Jesus, ons het u lief. En dankie dat u vir ons liefde kom wys het. Ook hierdie briefie wat in my hand is, u weet tussen die skrywer en u wat daarop staan. En ons sê ons nou, dit is gedaan. Dankie, Here Jesus. Amen. Vriende,
Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.